Right, so jy weet nie of hierdie drone besigheid werk nie. As jy in die Noordwes area is, Trip-J Technologies gaan vir jou uitsort met XIG, jou XIG handelaar. Praat met Jaco. Hy gaan my vertel hoekom het hulle spesifiek besluit op XIG. As jy kyk na drones, hoekom is hierdie dalk net die een vir jou? Jaco, hoe gaan dit? Chippy, goed en jy? Nee, wat doodstil rustig. Okay. Trip-J Technology, vertel my eers wie is julle, wat maak julle en dan gaan ons nou kom by hoe het julle nou op die drone besigheid afgekom. Okay, Chip, so nee, Trip-J Technology is 'n maatskappy wat ons so bietjie meer as 8 jaar terug gestig het. Ons doen landboupresisie. Ons is onder andere agente vir precision planting en vir Trimble, asook weed eat. So dis maar basies waar ons begin het en so 'n bietjie meer as 'n jaar terug het ons besef dat daar's 'n mark wat ons moet navolg en dit het gegaan oor die drones en ek en my seun het gaan navorsing doen en ons het besluit op XIG as gevolg van sy groot effektiwiteit wat hy het. As jy gaan kyk na die AI wat op sy roetebeplanning het en die manier hoe die drones net vinniger werk. Want net gou op daai punt, nee, want ek kyk is mos nou maklik. Ek meen ouens het nou hoeveel keer as my ja, daai drone. Die eerste vraag wat die boer vra is hoeveel liter vat die ding? Nee. Ja. Chippy, so die P100 waarmee ons heidaglik vlieg met 'n 60 liter tank. Ons het egter nie die opsie gevat op die 60 liter tank nie. Ons vlieg met 'n 50 liter tank. Ja. Want wat vir my agtergekom het is ek wil my batterye bespaar. So 'n drone besigheid is grootendeels batterye en ek kom met die 50 liter tanks kom ek net so goed reg soos die 60 liter tanks want my batterye word nie klaar nie. Ek het heeltyd in die lug met my batterye. Maar want my logika sê vir my net hoe meer liter die drone mos nou is, hoe beter gaan hy wees. Of is dit nie heeltemal die geval nie? Chippy, nie heeltemal nie. Onthou net hoe meer liters hy vat, hoe swaarder werk hy, hoe meer batterykrag gebruik jy. En ons groot probleem met die drone is om my battery vol te kry. Dit is maklik om die water in die tank te gooi om my battery vol te kry. En dis ook hoe jy die opset het. Ek het hier so 40 kW generator wat ek my batterye mee volhou op die einde van die dag. En ek het hier's my chargers met wat ons so basies in water sit op die einde van die dag. En so vir my gaan dit op die einde van die dag om die drone in die lug te hou en om en dis waar die effektiwiteit vanaand vir my kom. So ek gebruik die XIG's en ek nie noodwendig die swaarder water nie. Op hierdie stadium van die geveg gaan dit met hierdie P100's. Ek spuit teen 50 km/h. Ek spuit my 30 liter en ek kom land as my battery nog op meer as 20%. So wat jy vir my wil sê is dit gaan nie net oor hoeveel liter die ding kan optel nie, maar dit gaan oor ek wil amper sê ook nie eers per uur nie. Dit gaan oor wat is jou effektiwiteit per dag? Hoeveel hektaar kan jy per dag gedoen kry met 'n drone? Dis presies wat jy daar sê, Chippy. Ek wil kyk hoeveel hektaar ek per dag gedoen kan kry. En net so op die punt van dit, ons is nou 'n jaar lank besig met hierdie ding en dis eintlik nog nie eens 'n vol jaar nie. Ons staan met hierdie 2 drones, staan ons basies amper op 7000 hektaar wat ons met hulle gedoen het. En jy kan sien 7000 hektaar. Ja, ons staan so op 3,5 per drone op hierdie stadium van die geveg. En ons is vol geregistreer, ons het ons lisensie en alles, ons het ons stylnummers en alles op die goeders. So op hierdie stadium van die geveg is dit hektare wat ons doen op die einde van die dag. Verduidelik my gou rondom die drones nie, want julle het nog gekyk na die goeders. Ja, okay, is effektief en wat ook al, maar kom ons kyk gou na die bou van die drone. Wat is en ek meen dis dieselfde nou, hier is die P100 Pro, maar die P150 Max is maar op dieselfde beginsels gebou. Dis nou maar net die volgende beter weergawe, maar wat is die ding van die drones wat julle laat gaan het? Okay, cool, nommer 1, dis die wat ons wil koop vir ons kontrakteursbesigheid en nommer 2, as 'n agentskap is ons bereid om hulle aan te vat. Ons kan met die basiese begin. My part is interchangeable. Ek het die arm en daai arm is dieselfde en die voorkant se deen is dieselfde. Weet so, jy het nie 'n magt om parte wat jy moet aanhou in jou werkswinkel of in jou stoorkamer nie. So jou parte is minder. Jy het 4 motors wat jy nodig het. Jy het nie weet so op die einde van die dag is jy het minder stok om te dra op die einde van die dag. En dan 'n ander ding is dis eenvoudig om die ding
te diens en oor te doen. Jy hoor wat seker. Dit is ons ken almal die stories van die rockerarms en al Ja, daai maar goed. verduidelik my 'n bietjie van dit, want dit is kyk, dis 'n belangrike ding. Ons haal die stremming uit die motor uit en ek Ja. moet eintlik hierso moet jy eintlik met my drone mechanic praat. Hy sal, moenie worry nie, hy gaan nou sy beurt kry. Maar ons haal al die stremming uit die motor uit en laat hy langer hou. Maar dit is alles goedes wat jy self kan vervang. Jy het nie nodig om na 'n handelaar toe te gaan en sê luister, diens die ding nie. Redelik baie van hierdie goedes is baie universeel. Jy gaan nie verander dit as jy 'n probleem het. So ek kan letterlik, as dit nou regtig druk tyd, want almal se drones breek mos gelyk in dieselfde tyd ensovoorts. Jy kan dalk nie nou dadelik by my uitkom nie. Ek kan vinnig gou ry die part gaan haal en ek kan hom self insit. Jy kan dit self doen. Is 'n eenvoudige voorbeeld, die pompies wat hier onder gaan. Dit is nou maar 'n peristaltic pompie wat daar onder gaan. Ek het byvoorbeeld twee stelle van hulle klaar gediens in voorraad. Jy kom, sit jou ou ene neer, jy vat 'n nuwe een en jy gaan. Dis op die einde van die dag. Daar's 'n stel blades neer, daar is rockers daar. Alles is daar. Jy kom, jy vat dit by die kantoor en jy gaan huis toe en jy gaan aan. So op daai. So as ek 'n drone by jou koop, nee, jy het vir my parte, jy het vir my diens, jy het vir my 'n drone mechanic, nee, jy gaan my uitsort. Ek gaan jou uitsort. Ek gaan jou help met dit. Chip, die ding is, ons het gekyk na effektiwiteit, ons het na al die ander goeders gekyk. Ons het by hierdie ouens diens gekry. Alles is daar en die goed, die 7000 hektaar wat die goed nou al gespuit het, wat was julle ervaring deur hierdie hele proses gewees? Chip, ons het een ding agtergekom, jy moet daar sekere goed wat jy moet diens op sy tyd. Hy het washertjies hierso in sy rokkers. As dit sy tyd is, diens hulle. Maar soos enige ding. Ja, en dan die ander ding is sy pompies, wat jy nie optel met sy pompies nie, jou pompies moet gediens word op sy tyd. Dis op hierdie stadium van die geveg, die ou ene waaroor dit gaan. Op daai stadium sy gediens moet hy gediens word. So, ek kan nie vir jou sê ons het enigstens groot probleme gehad op die drones nie. Daai ene byvoorbeeld het een keer in 'n doringboom vasgevlieg. Ja. Nie die boom vasgevlieg nie, hy het 'n tak getref. En dit was pilot error geweest. Ons het nie reg uitgemeet nie en ons het hom neergesit op die grond. Hy 2 dae later weer gevlieg. Dis dit. Hierdie ene is nog baie gelukkig met ou gele. Sy het nog hulle is gemerk, ja. Is hy geel en hy's rooi? Is hy rooi? Okay. So en die ene het ons nog nooit moeilikheid gegee en nog nie enigiets gehad nie. So ja, hulle vlieg, hulle werk. Wat dingetjies wat anders is byvoorbeeld op die P150 Max. Hy het nog steeds die 2 batterye, maar hy het kom ons noem dit nou maar 'n tipe van 'n cowling wat jou batterye afkoel terwyl hy vlieg. Wat jou batterye koud hou en dan kom ons terug na die probleem is jou batterye is jou ding en dis wat ek en Johan op die einde dag vir besluit het op hierdie goeders. Ons moet ons batterye oppas en ons batterye is vir ons 'n prioriteit. Watter area? Julle is nou hier in Ottosdal. Watter area of Noordwes? Ek kan jou bel en dan kan julle my uitsort. Ja, ek is basies die hele Noordwes. Hulle kan my kontak in Noordwes. Ons doen basies die hele Noordwes. As ek moet oor 'n provinsiale grens gaan, ek het nie 'n probleem nie en die dealer netwerk is daar. As ek bietjie ver is, ek kan vir jou by die regte ou in kontak bring as daar iemand anderster is as jy in Heidelberg is, praat met my. Ek ken mense daar wat vir jou ook kan help. So uitstekend. Jaco, dankie baie. Right, dit is Jaco, Trip J Technologies. Okay, so, Noordwes is, soek 'n drone, sê lus om jou vas te sit, daai tipe van goeters nie en luister, hierdie is net nog 'n tool in jou toolbox, nê. Nee, hierdie is rarig. Dit gaan net sê hulle boerdery's risikobestuur. Daar is net nog 'n manier hoe jy risiko bestuur. Kom met hulle in kontak. Linkie bo of hieronder. Dan kan jy by Nick uitkom. Hulle bring jy goed in naaste handelaar of as jy direk met Jaco wil praat, hierso Trip J Jaco, daar's hy bel jy hom sommer daarso. Dis nie wat van Spice af tot volgende keer. Groete.